Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van ons drie-enige God. Barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, deur Jesus Christus sy Seun, en mag dit vir julle ryklik vermenigvuldig word, deur die inwonende krag van die Heilige Gees, ook op hierdie koue Sondagoggend. Amen. Geliefdes, God sê vanoggend vir elkeen van ons, julle wat in die huis van die Here is, maar ook julle wat oor die lig ingeskakel is. En hierdie is so 'n verskriklike, belangrike vraag. En ek weet dat hierdie preek eintlik vir my persoonlik was. God sê, wat as jy nie die stryd gekies het nie, en die stryd kies jou? Wat as jy nie die stryd gekies het nie, en die stryd kies jou? Op hierdie punt wil ek ons net ons oë toemaak en rustig raak voor die Here. Ons wonderlike hemelse Vader, Here, ons het so nodig om ook op hierdie verskriklik belangrike vraag, op hierdie Sondagoggend, Here, 'n antwoord uit U troonkamer te kan kry. Daarom bid ek, Vader, dat U woord vir ons sal kom oopbreek, dat U baie hard en duidelik met elkeen van ons sal praat. Geef ons geopende ore, Vader, en ontvanklike harte, om alleen U stem te hoor. Spreek, Here, U kinders wil luister. Amen. Geliefdes, God sê vanoggend vir elkeen van ons, wat doen jy as jy nie die stryd gekies het nie, maar die stryd het jou gekies? Wat doen jy wanneer dit wat jy geglo het vir goed bedoel was, nou nie meer vir jou goed voel nie? Die Heilige Gees sê dit is vrae, werklike lewensvrae, waarmee elkeen van ons worstel. En ek sê weer, geliefdes, omdat God alleen regtig my hart ken. Hierdie preek was vir my bedoel. Maar God het ook gesê, daar is baie ander mense daar buite, wat met dieselfde vrae worstel. En daarom sê God, moet hierdie woord vanoggend uitgaan. Geliefdes, die Heilige Gees, ek hoor duidelik waar die Heilige Gees vir my sê, jy het nie gekies om kanker te kry nie. En jy wou verseker nie gehad het dat jou man of enige ander persoon, een van jou geliefdes, dat hulle kanker moes kry nie. Maar daardie stryd het jou gekies. Geliefdes, op hierdie punt wat ek onmiddellik vir God gesê het, dit is ondenkbaar moeilik, Vader. Ek weet nie hoe gaan ek sonder hom op hierdie aarde verder cope nie. Of wat ek wel weet, Vader, is dat daar niks en niemand op hierdie aarde is wat vir ons as mense kan voorberei vir so iets nie. En toe eers in hierdie week, bietjie meer as 7 maande later, toe praat God met my. God sê, hoe jy dit gaan oorleef, is om uit te kom uit wat God gedoen het. En dit wat God nou vir jou gaan doen. Want wat gaan jy doen as dit nie omgekeer word nie?
En ons weet, die omkeer het nooit gekom nie. En wanneer jy self nog steeds saam met die dood in die wildernis sit, en jy hoor duidelik hoe God sê, beweeg in jou belofte in. Geliefdes, ek het vir God gevra, hoe kry jy dit reg om te beweeg? Want dit voel vir jou oomblik vir oomblik, asof jou bene onder jou ingee. God sê, dit is die belangrikste vraag, vir baie van ons. Daarom, geliefdes, hoe kry jy jouself om jou denkwyse te verander? Van wildernis, van verlatenheid, van dood, na belofte toe? Geliefdes, as jy bid vir wonderwerke, en jy weet jy die gesag van God ontvang om dit te doen, maar die wonderwerk bly weg. Die wonderwerk bly op die agtergrond. Hoe op aarde neem jy ooit weer jou God gegewe autoriteit op? Hoe begin jy weer glo in daardie area? Hoe begin jou geloof weer groei in daardie area? Dit is alles vrae wat ons as mense vra, maar ook vrae waarmee ons worstel. Geliefdes, luister wat sê God. Hy sê hy weet, dit is moeilik om te verstaan. God sê hy wil hê dat ek en jy die groter prentjie moet sien, maar ons moet ook die grense raak sien. God sê hy wil hê ons moet groot stappe neem. Die groter prentjie sien. Ons moet selfs groot praat, en dan moet julle my hart hoor, hierdie groot praat bedoel nie van verwaandheid, dit het niks met verwaandheid te doen nie. En op hierdie punt, toe God het vir my sê, hier het ek gevoel ek is gestak. Ek het gesê, Here, dit voel of ek vasgevries is. Maar ek weet, God sal verduidelik wat hy bedoel, want dis wie God is. God sê, hy wil hê dat jy hierdie dinge sal doen, maak nie saak wat jy sien nie, maak nie saak wat jy voel nie, maak nie saak wat jy ervaar nie, jy moet groter prentjie sien. God sê, jy moet groter praat, en hy sê, jy moet groot tree gee, ongeag jou situasie. En toe vat God my terug na Josua toe. Want dit, geliefdes, het ook met Josua gebeur. Hulle het ons almal nog steeds gewag vir Moses om van die berg af te kom. En toe sê God vir hulle, Moses is dood. Stel jouself voor. Dieselfde skok wat jy gehad het, toe die dood in jou situasie ingetree het, het hulle ook deurgemaak. Meer as 2000 mense is skielik sonder 'n leier. Hulle is verloor in die wildernis. Hulle is nie meer slawe nie, so hulle kan nie teruggaan nie. En hulle weet nie om vorentoe te beweeg nie. Klink dit dalk vir jou bekend? Vir my is dit so asof God net met my praat. Hoeveel keer, geliefdes, bevind jy jouself nadat jy met gesag lewe gespreek het, en dan skielik kom die dood? Jy het dalk vir iemand gebid, niks het gebeur nie. Jy het nie die stryd gekies nie, die stryd het jou gekies. En jy kan nie teruggaan nie, maar jy weet ook nie hoe om vorentoe te beweeg nie. En jy voel in totaliteit verlore. Geliefdes, as jy dit nog nooit ervaar het nie, dan is jy
nie 'n mens nie. Want almal het dit al ervaar op een of ander manier. Geliefdes, Josua en hulle almal het hulle self in daardie bad space bevind. En God was stil. Hulle was in 'n woestyn vir meer as 30 dae en God het nie gespreek nie. En hulle het nie beweeg nie. En hulle het nie geweet of hulle ooit die belofte gaan sien nie. Ek was vir 7 maande daar. Onthou, almal wat God uit slawerny geneem het, bevind hulle self in 'n stryd en hulle het dit nie gekies nie. Jy het gedink dit gaan maklik wees. Jy het gedink God gaan net alles doen en dan niks nie. Stilte en dan eers praat God. Kom ons luister wat gebeur in Josua 1 vers 2. Kom ons gaan soontoe. Josua 1 vers 2. God sê, my knegt Moses is dood. Nou Josua, nou neem jy hulle nou na die volk na die beloofde land. En God sê, hy is klaar daarmee, nou beweeg ons na die nuwe. Geliefdes, ek het nog nooit in 'n boodskap wat God my gee, so aanhoudend gestop en met God gepraat nie. Op hierdie punt het ek vir God gevra, Vader, ek verstaan nie. Daar is geen manier waarop ek sommer net kan aanbeweeg asof niks gebeur het nie. En God sê vir my, ons mense verstaan nie, want God is nie in tyd nie. En daarom moet ons as mense genoeg tyd neem om daarmee te deel en heel te word. Hy ken elkeen se hart. Daarom, geliefdes, ken God die waarheid. Maar ek en jy mag nooit gestak word daarin nie. Wanneer hy begin om in ons lewe en situasie aan te beweeg, God sê, dan verwag hy dat ons dieselfde sal doen. Ekskuus tog. Want geliefdes, God is in seisoene. En wanneer 'n seisoen verby is, wil die meeste van ons nog in daardie seisoen vashak, want dit was goed en dit was bekend. God sê, wanneer ons gereed is, onthou hy is nog steeds daar. En hy sal saam met ons die nuwe instap, solank as wat ons net op hom fokus en hom in alles eerste stel. Onmiddellik het ek gedink aan die 21 dae van vas, waarin ons God in alles eerste moes stel. God sê, sien groot. En dit het selfs met Josua gebeur. God het gesê, Moses is dood, nou moet jy die groot prentjie sien, Josua. En neem nou my volk na die beloofde land. Maar nou, Josua, neem ook groot tree. Daar in vers 3 en vers 4 van Josua 1 staan daar, elke plek waar julle met julle voetsool op sal trap, dit gee, ekskuus tog vir hierdie geluid, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hier die Libanon af tot by die groot rivier, die Efraat rivier, die hele land van die Hetiete en tot by die groot see in die weste, dit sal julle grondgebied wees. God sê, wanneer jy die groter sien, neem ook groot stappe, maar onthou, God het ook grense daar gestel. Liefdes, wanneer ons van Josua lees, dan haak ons vas in wat God vir Josua gesê het. Daar waar God gesê het, ek sal met jou wees.
Maar voordat jy daarby kan kom, sien dat God wat die groter sien, met crazy, vermetelde geloof ook grense gestel het, omdat ons mensdom ook vashak by, oral waar jy jou voete plaas, gee ek vir jou. Maar geliefdes, wanneer jy dit reg lees, dan is dit binne die grense waar God dit uiteengesit het. Moenie wild raak nie, maar weet dit, dat vir die belofte wat God aan jou gegee, aan jou gemaak het, sal God dit binne die grense hou. God sê so onthou, met 'n belofte is daar altyd grense. Ons weet nie die grens moet deur God gestel word nie, nadat die grens gestel is, kyk wat het God vir Josua gesê. Geliefdes, God sê, hy lig jou op. En almal gaan sien wat hy binne in jou geplaas het. En toe sê God vir Josua, Josua, kyk groot, neem groot stappe, want God wou hom hoog oplig. God wou hom die mag gee om in te stap in dit wat God hom beloof het. Maar God het ook vir hom gesê, dit sal nie help om voor die Jordaan stil te staan nie, want die Jordaan was in vloed. Geliefdes, as jy al ooit die voorreg gehad het om werklik by die Jordaan uit te kom, sal jy teleurgesteld wees as jy aan Josua dink en hoe hulle daar deur gegaan het. Want wanneer die Jordaan nie in vloed is nie, is dit amper droog. Dit is so vlak dat jy eintlik maklik daar kan deurloop. Maar met Josua het die wonderwerk gekom en dit was in vloed. Want wat die 12 spioene gesien het, die groot vrugte, is veronderstel om die grootheid te vergesel. Onthou, Josua was deel van die spioene wat na die belofte land gegaan het om dit te gaan verken. En toe die spioene ingegaan het, moes hulle ook deur die Jordaan gaan, maar hulle het nooit gepraat oor hoe hulle die Jordaan oorgesteek het nie, omdat dit toe nie in vloed was nie. Hoekom dink jy was dit so? Want toe wou God hê dat hulle die grootheid van die oes in die beloofde land moet sien. Maar wanneer hulle nou hier voor die Jordaan staan, is daar 'n vloed. Want geliefdes, wat hulle gesien het van die omvang van die vrug van die oes, moet nou vergesel word van hoe dit daar gekom het. Daar moes baie reën gewees het. Maar onthou, dit sal mekaar altyd vergesel, en nou is daar 'n vloed. En God sê vir Josua, hy gaan seker maak dat al die mense, daardie mense wat voorheen teen hom was, die oomblik toe hy die groot dinge gesien en groot dinge gepraat het, dat hulle daardeur ook gaan sien, dat Josua alreeds toe die leier was wat God gekies het. Maar God het vir Josua gesê, hy kan nie net doen soos wat Moses gedoen het nie. Hy sê, nee Josua. Want God sou nie dieselfde vir hom doen nie. Josua sou nie sy hand oplig en die water sou oopgaan, soos by die Rooi See nie. God het vir Josua gesê, jy het die groot gesien. Nou vra ek jou, gee groot tree en beweeg. En soos wat hy die tree gegee het, want onthou geliefdes, om 'n tree in 'n rivier te gee wat in vloed is, dit vat moed. Dit verg regtig baie moed, veral as jy weet, jy kan aan die dooie see meegesleer word, dan moet jy jou man staan en jy moet groot tree gee. Die vraag is, hoe doen jy dit? God sê, Josua, jy onthou die oes wat jy gesien het. En dan neem jy groot tree. Geliefdes, Josua het nie die stryd gekies nie. Net soos ek en jy nie ons stryd gekies het nie. Die stryd het vir Josua gekies.
Hy was goed daar waar hy was. En toe sê God vir hom, Josua, ek gaan jou na 'n hoër vlak toe vat, en jy sal die vermeetheid moet hê om my te vertrou. Die vermeetheid teenoor wat jy gesien het, nou moet jy daarin wandel. Ekskuus. Geliefdes, die Heilige Gees weet, ek en jy sien nog nie die beloofde land nie. En ek en jy weet nog nie hoe om in daardie beloofde land uit te kom nie. Maar neem die vermeetheid om volkome in God te glo. En soos jy groot tree gee, God sal jou daarin lei. Van die oomblik wat jy groot tree gaan gee, en dit wat jy gedink het jou skade gaan aandoen, sal jy besef, jy staan eintlik op droë grond. Jy sal nie deur die vloed meegesleer word nie, want God is reeds 3 dae voor jou. En God sal dit vir jou toemaak. Maar geliefdes, om hierdie wonderwerk te sien, sê God, moet jy groot stappe neem. En dan eers sal jy sien wat God sien. Want onthou jy het God se saad van heerlikheid binne in jou. So God sê, kom ons trek dit nou so 'n bietjie nader. Jy het gebid. Jy het gesmeek. En toe het jy autoriteit geneem en selfs in die gees begin bid en tog het die wonderwerk nooit gekom nie. Geliefdes, kan ek iets baie persoonliks met julle deel vanoggend? Ek is vir baie jare, vandat God my geseën het om in tale te kan praat en om die gees te kan praat, het ek dit verskriklik geniet en ek het altyd daar gepraat, want ek kon kry, waar ek ook al was ek besig om in die gees te praat. En net skielik, het dit vir my gevoel, dalk praat ek verkeerd, dalk bid ek verkeerd, miskien moet ek dit stop eers, want hoekom gebeur niks nie, hoekom is daar nie 'n wonderwerk nie? So ek het nog steeds 'n worstelstryd daarmee. Maar die Heilige Gees wil ons wat vanoggend so voel. Baie van julle oor die lig dalk, of julle hier wat saam met my so voel daaroor vanoggend. God wil vir ons hoop gee. En net voordat jy voel hoe die vloed jou gaan meesleer, gaan jy deurgaan. Jy gaan opgetel word op droë grond deurgaan, sê God. Want God se weg is nie jou weg nie, en Moses is dood en jou geliefde is dood. Maar ons mag een ding nooit vergeet nie, sê God. God is steeds die wegmaker. Dit sal nooit verander nie. God sal die weg maak. En jy sal in jou beloofde land kom, sê God. God sê, dit gaan nie dieselfde wees soos met Moses nie. Hy sê, want die Moses generasie is dood. Dit is hoekom ons so baie sê, asseblief, aan die kruis, toe Jesus gesterf het, dit beteken die einde van die wet, die Moses generasie. Ons het oorgestap as ware in genade in. Dis nou die Josua generasie. Geliefdes, en net voor Moses se dood, het God hom groot dinge van die berg af laat sien. Maar hy het nooit die groot stap in die beloofde land in te gegee het nie. Hy hoef nie daai tree te gee nie. Maar Josua, hy het groot gepraat oor God se dinge. Hy het groot gesien. Het onthou toe hy die beloofde land uitgekom het, julle sal goed onthou.
Hy en Caleb het vir die mense en vir Moses gesê, God is vir ons, ons kan hierdie groot dinge doen. Maar omdat Moses en die res van die ander 10 verspieders geglo het, hulle kan dit nie doen nie, het hulle die belofte gemis. Geliefdes, met Josua het God die hele siening van die Christendom verander en die manier waarop ek en jy dink. Moses se generasie gaan nie vir jou werk nie. God sê jy moet groot dinge sien, groot dinge sê, groot stappe neem binne die grense wat God vir jou gestel het. En van daardie oomblik af, van Josua af, as jy deur die hele woord gaan, het God nooit verander nie. Dieselfde met Abraham, met Petrus, met Paulus, selfs met Maria gebeur. Hulle almal het groot gesien, groot dinge gepraat van God en groot tree gegee. Geliefdes, Jesus het dieselfde gedoen. God die Vader het vir hom gesê, hy het hom aarde toe gestuur om groot dinge te sien. Daar sal die kruis wees. Maar sy Vader het hom gesê, kyk by die kruis verby, sien groter as dit. Praat groot dinge, neem groot tree, groot stappe. En van Josua af tot nou toe, het God dit nie verander nie. Godsdienst het dit probeer verander, want hulle wil in die Moses generasie bly. Geliefdes, ek sluit af. Diegene wat op die lig wag, sê die woord. Dis met jou wat God praat, as jy op die lig wag. En jy bid, en jy vra, en jy smeek, en jou drome sterf, en jou geloof verdwyn. En God sê, luister my kind, ek is steeds dieselfde God. Die wegmaker. So God sê, sien die groter prentjie. God sê, praat oor groot dinge, neem groot stappe. En jy weet, jy die vermetelheid om in kruisie geloof te staan en in God te glo. Onthou net, God weet, jy het nie hierdie stryd gekies nie. Die stryd het jou gekies. En daarom gaan God dieselfde doen as wat hy vir Josua gedoen het. Want net soos Josua, het jy God se saad van heerlikheid binne in jou. Sy heerlikheid saad. So wanneer jy groot sien, wanneer jy oor die groot dinge van God praat, jy neem groot stappe binne die grense wat God vir jou daar gestel het, dan is dit tot God se heerlikheid wat jy dit doen. Geliefdes, God sê hy weet dat die dood nie sin maak nie. Hy weet wanneer jy vra en die wonderwerk bly op die agtergrond. Dan voel jy 'n bietjie uitgesluit, maar jy is ook teleurgesteld want wat jy glo het nie gebeur nie. Maar God sê, moenie terugdeins nie. Moenie teruggaan na die Moses generasie nie. Want God is steeds die wegmaker. Geliefdes, ek en jy sal nooit God se weg verstaan nie. Maar God sal 'n weg maak. Hy het dit beloof. En as jy groot sien, groot dinge van God praat en 'n groot tree gee, sal jy steeds in die belofte instap wat God vir jou gegee het. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. En ontvang dit ook vanmôre nie uit my mond uit nie, maar uit God se troonkamer. Die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here wil die pad vir jou oopmaak.
Hy wil jou sy guns, sy vrede, sy kalmte, sy goedheid, sy genade in oorvloed skenk. Ontvang dit vanmôre van God self. God seën jou. Amen.